Hallo en welkom hier by Farm Spice. Ons is vandag hierso in die Ceres area, appels en pere, hierdie tipe van goeders, saam met EcoSwell. Ek praat met Cordray. Hy's nou al 5 jaar op 'n, kom ons noem dit 'n organiese bemestingsprogram. Chemie basically totaal en al gesny. Kom ons vind uit hoe lyk hierdie boorde, hoe lyk die goeders, want die guts wat dit vat om op so 'n ding te klim, is belaglik, nommer 1. Totale ander denkwyse hoe jy na die goeders kyk. Kom ons vind uit of hierdie goed werk en miskien net kan dit daar by jou werk ook. Cordray, hoe lyk dit? Daar is hy nie wat lekker appels groei. Ek is baie bly om dit te hoor. Okay, julle is hierso Ceres area. Verduidelik my gou vinnig, hoe lyk julle boerdery opset? Wat doen julle alles? Ja, ons het so helfte vrugte, helfte groente, meeste appels en bietjie pere by en dan 'n klomp eie en saadeie. Okay, so julle nou praat van appels en pere, hierdie tipe van goede. Hoe lyk julle, kom ons begin uit gou, hoe lyk 'n tradisionele bemestingsprogram by julle? Ja, op die appels is dit maar jou naoesbemesting is die eerste ene en dan begin jy met jou lentebemestings en 6 weke later weer en 10 weke later weer. En dan doen julle nou watse tipe van goeders? Dis nou stikstowwe of fosfate, doen julle stryds, mengsels? Ja, meestal is maar mengsels, stikstof beginseisoen, kalium na die einde toe en fosfaat maar soos nodig volgens jou grondontledings en blaarontledings. Ja, en dan is daar baie spoorelemente wat ons moet spuit ook. Okay, so julle het so wat dit soos ek verstaan amper 20 jaar terug nou al met EcoSwell 'n pad begin stap. Spesifiek op die komposteerkant. Gee my gou 'n bietjie insig. Ek probeer dink hoe het julle die ding benader? Hoekom het julle besluit okay, right, ons gaan nou komposteer begin doen? Ja, mense probeer om nader die natuur te boer. Jy wil nie beklei met die natuur nie. Ons wil goed laat groei. Jy wil nie elke oggend opstaan en besluit wat wil jy vandag doodmaak nie. Waar, nee. En ja, ons het destyds met die komposteer begin net om te sê kom ons maak ons grond gesonder want ons boer met sonlig, maar ons het grond nodig om jou plant aan die gang te hou. En ons het die komposteer bygesit sonder om enigiets anders te sny of enige ander veranderings te maak. Ons het net komposteer ekstra bygesit en ja, deur die jare het ons agtergekom ons spoorelement aanvullings het ver verminder vandat ons die komposteer gebruik. Met ander woorde, jou plant het reg deur die jare als wat hy nodig het. Jy sê 'n belangrike ding wat ek actually vergeet het van, Op skool leer hulle ons vir ons as 4 goed wat jy nodig het vir fotosintese, koolstofdioksied, sonlig, grond en water, Maar die grondgedeelte is so half, ons breek amper grond terug af net na 'n staan medium toe, oor die algemeen. Maar dit wat jy nou sê is dit trigger nou weer vir my 'n paar goeters. Laat daar's baie meer aan grond as wat net 'n staan medium is. En as ek reg is ek sê julle het besef okay, right. Ons verstaan nie miskien alles presies hoe en wat nie, maar met komposteer behoort ons darm te kan bou, is ek reg? Dis reg, ja, ek glo as hoe gesonder jou grond is, hoe gesonder gaan jou plante wees. En die ding met komposteer en van die ander bakterieë en goed wat ons gebruik, gaan dit daaroor daar's klomp organismes in die grond. Ek het nie idee hoe baie nie, maar dis baie. 'n klein huisie. Ja. En wanneer jy die voordelige organismes in oormaat bysit, onderdruk dit die nadeliges. En op die manier raak jou grond gesonder. Okay. Nou 5 jaar terug, toe ek julle nou regtig balls to the wall gegaan hierso en gesê, okay, right, op hierdie blokke vat julle nou letterlik julle chemiese kunsmis totaal en al weg en julle gaan met EcoSwell se organiese kunsmis oplossing, maar as ons praat van organiese kunsmis oplossing, dis 'n totale ander benadering van voeding. Wat is die ervaring die afgelope 5 jaar? Ja, ons het klein begin en elke jaar nog so 'n stukkie bygesit. Na 5 jaar het ons nou die helfte van die vrugte loop vol op 'n EcoDelta program, wat ons glad nie meer chemiese kunsmis gebruik nie. Selfs op die res van die plaas gebruik ons half organies, wat ook al beter is as suiwer organies. Ja, vir my gaan dit daaroor as
as die bome niks agter is by die kontrole nie, as die groei en produksies alles dieselfde is ek al tevrede. Ek verwag nie meer as wat ek op die ander blokke kry nie. Maar ek weet my grond is gesonder en op die eind van die dag is die Eco Delta program baie goedkoper. So dit is vir my, as al twee blokke dieselfde is dit reeds vir my voordelig. Dan jy klaar gewen. Dan het ek klaar gewen, maar ek begin sien verbeteringe ook op die Eco Delta blokke, meer konstante oeste. En wat ek meen, as ek nou hier kyk, nee, ek vat nou sommer hierdie kant. Ek kan nou nie met die oog sê dat ek enige tekorte sien, blare wat ongesond lyk en so nie, en ek meen hierdie boom nou spesifiek lyk daarom of hy 'n redelike oes aan hom het. Julle doen plantsap-analises nog steeds al die goeders reg deur die jaar, nee? Ja, doen plantsap-analises op die einde van die seisoen, blarerontledings ook so. Ja, ons en grondontledings, ons kontroleer steeds alles. En die goed bly op standaard. Ja, Eco Delta maak aanpassings soos nodig volgens die ontledings, maar men alles is onder beheer, alles loop standaard, alles loop mooi. Jy kan sien die bome het ook nie oormatige groei op nie. Want ek soek nie te veel groei nie, want ek wil appels verkoop, ek kan nie hout verkoop nie. Is waar, nee. So jy wil jou plant in balans hê, jy wil nie onnodige groei hê nie. Alles wat jy moet afsny na die tyd op 'n snoei, weet jy, was onnodig. Dis ja, verseker. Okay, ek wil nou begin op hierdie ding, nee. En my kop staan hierdie kant toe, ek besef nou, okay, luister hierso, ek kan nie aangaan soos dit ek aangaan nie, want die standaard chemiese pad wat mens stap, is half, jy myn jou koolstofstatus uit jou grond uit, en dis nie volhoubaar in die langtermyn nie. Okay. Ek moet dalk nou al iets daadwerklik in 'n plek begin sit vir my kinders eendag. Waar begin ek? Want jy vra nou vir my om fundamenteel 'n kopskuif te maak van alles wat ek tradisioneel verstaan van hoe ek my bome of my gewas, maak nie saak wat dit is, kos gee nie. Vra jy nou vir my om by die ruit uit te skop en ek moet nou totaal en al fokus op hierdie, noem dit 'n natuurlike program. Waar sal jy begin? Hoe maak ek hierdie storie verteerbaar? Ja, dis nogals, ons het redelik al opgelees en jy kyk na bewaringsboerdery ook en die ding raak baie interessant. Ek dink 'n plant is baie beter of interessanter as wat mense besef. Want as jy kyk na hydroponics wat jy niks grond het nie, die plante groei daar ook en doen daar ook goed. Ja. Nou sit jy met grond en chemiese kunsmis en dit werk ook. Maar nou sit ons net met suiwer organiese bemesting en dit werk ook. So jy moet op 'n kol daai kop skuif maak en sê van ja, daar's verskillende goed wat kan werk, watter een gaan op die langtermyn die volhoubaarste wees. En vir my is dit gesonder grond want jou grond lewe is jy moet jou grond lewe beskerm en daarmee vorentoe gaan. En soos boplase wat se manne sê, ek erf hierdie plaas by my pa en ek leen dit by my kinders. So ek wil graag my grond in 'n beter toestand oorgee as wat ek dit ontvang het. Okay. Jaco, hulle by EcoSoil is nou al 20 jaar daarom in die game, wat my ook daarom 'n bietjie gerusheid gee. Ek glo daarom nou nie, hulle is fly by night meer nie. dit sê homself nou in die afgelope 20 jaar uitgespeel het. Vir ouens wat hierdie rigting wil gaan, wil dink, kan jy hulle aanbeveel, hoe lyk die dienskomponent, kom hulle daarom in die boorde, of kom laai hulle nou net weer 'n klomp goed af en as dit jou probleem? Dis nee wat Jaco is gereeld hier en ons loop 'n paadjie saam, is ons enige afwykings of iets optel, kom kyk hulle dadelik en ons gesels daaroor, maak planne en maak aanpassings indien nodig. So nee, ek loop regtig 'n lekker paadjie saam met Jaco al vir seker omtrent 19 jaar al. Laaste ding wat ek vergeet het om jou te vra. So opbrengsgewys en daai goed sê, lyk min of meer dieselfde as die kontroleblokke, ons skien nie tekorte en so nie. Kwaliteit van die produk op die einde van die dag, wat is jou ervaring gewees? Dit lyk tog op die komposteerblokke of ons kwaliteit 'n bietjie beter is. Nie groot verskille nie, maar dit lyk tog al beter, ja. Ja, en mense moet onthou, grond vat lank om te verander. Dit is baie jare wat ons dit met chemie eintlik maar afgebreek het. So jy kan verwag dat dit gaan vat om regtig op te tel. Right, dit is Cordray hierso van die Ceres omgewing. Okay, op appels, pere, steenvrugte, daai tipe van goeders. Nou weet julle, EcoSoil se program werk. Okay. Ek weet hierdie is 'n groot kop skuif, nê? Nee? Maar as jy belangstel, begin klein, begin op 'n blokkie, gee vir daai swak blok. Dis mos hulle is mos Jaco, julle is mos gewoond aan daai swak blokke, nê? Okay, gee vir daai swak blok, laat hulle daar begin
Daai een wat jy nie te veel het om te verloor nie, ease jouself stelselmatig in die goeders in. En 'n ander benadering, soos hy sê, jy leen amper die grond by jou kinders, so gee vir hulle die goed oor, so goed as wat jy moontlik kan, en jy weet die volgende generasies gaan ook 'n sukses maak. So as jy belangstel, linkie bo vir onder, dan kom jy met Ecosoil in kontak, en dan gaan hulle vir jou 'n plan op die tafel sit. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.